verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, en elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, en elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem is bloot net 'n skadu teen die muur. Want wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Vriende, goeiemôre. Dankie dat jy ingeskakel is by ons aanlyn erediens. Jy het sopas geluister na Koos Du Plessis se gebed soos wat dit vir ons gesing is deur Piet Smit. Ja, dis 'n gebed waarmee ons kan identifiseer. Gebed is so deel van ons as Christene se lewe. Dis so deel van ons lewe soos asemhaal. Ons het die afgelope week stilgestaan by die Ons Vader gebed tydens ons week van gebed se byeenkomste. Dis die gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het toe hulle gevra het, Here, leer ons bid. Omdat Jesus die waarde van gebed besef het, kon hy sy disippels leer hoe om te bid. Ons sien dit reg deur sy lewe, hoe dat hy tyd gemaak het vir sy verhouding met sy Vader. Hoe hy tyd gemaak het om na sy Vader te luister. Tyd gemaak het om met sy Vader te praat. Tyd gemaak het om in sy Vader se teenwoordigheid te wees. Daar's 'n paar tekste wat dit onderstreep hoe dat gebed vir Jesus belangrik was. Ons lees onder andere daarvan in Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. In Matteus 14 vers 23 lees ons, nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Reg deur Jesus se lewe en sy bediening sien ons hierdie belangrike rol wat gebed in sy lewe speel.
En helaas, toe dit na die einde van sy lewe se kant toe staan, en hy voor hierdie groot uitdaging van die kruis te staan kom, lees ons het hy in die tuin van Getsemane ook gebid. As ek en jy in die voetspore van Jesus wil volg, dan is dit eintlik vanselfsprekend, outomaties, dat gebed so deel van ons lewe sal wees, soos die suurstof wat ek en jy inasem. Voordat ons gaan kyk vanoggend na 3 soorte gebede wat ons nie dikwels bid nie, wat ons ook vanuit Jesus se lewe agterkom en ontdek. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil, dan bid ons eers saam. Dankie liewe Jesus vir die wonderlike dag. Dankie vir die reën en alles. Ek glo dit gaan reën. Ek glo baie dit gaan reën. As ons almal glo dit gaan reën. Ons almal wat in Bloemfontein bly glo dit gaan reën. Asseblief laat die blommetjies groei en die grasies groei. En asseblief laat laat mamma en papa en Tinkerbell en Mia en ek mooi drome droom en ek glo dit gaan reën. Ek glo baie dit gaan reën. Asseblief stuur vir ons reën en ons almal glo dit gaan reën in Bloemfontein. Asseblief laat die grasies groei en die blomme groei en alles groei. Dankie laat jy vir ons sorg. Dankie vir die kossies. Dankie vir alles wat jy vir ons doen, liewe Jesus. Asseblief ons is lief vir jou. Ons almal is baie lief vir jou. Asseblief, liewe Jesus, laat die reën kom. Ons kan nie in sulke droog stad bly nie. Regtig, liewe Jesus. Dankie vir ons, dankie vir alles wat jy doen. Asseblief laat almal in Bloemfontein mooi drome droom. Amen. Amen. 1, 2, 3. Liewe Jesus, maak my papa en my sussie en my mamma rustig. Rustig. Liewe Jesus, gee vir my elke krag. Liewe Jesus, maak my mamma rustig. Liewe Jesus, gee vir my sussie ballonne en vir my. Liewe Jesus, gee vir my elke baie krag. Want die krag was elke dag, net elke dag af. En toe kan ek vir niemand sien nie. Die Here maak vir my en vir my sussie rustig. David, uit die huis uit. En ek beloof, gaan uit die huis uit. Jy gaan nooit weer hier binne nie. Nee. Wyk Satan, al verliefde, amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, die 3 gebede wat ons nie dikwels bid nie, gaan ek vir julle so op die skerm vertoon. Die eerste een is die stilword gebed. Jesus self het waarskynlik wanneer hy deernag gebid het, nie heeltyd met sy Vader gepraat nie. Iemand anders vertel dit nou die dag vir my, hy noem dat hy op 'n stadium, toe hy stil word in gebed, skielik by sy huis 'n voeltjie hoor fluit. En toe reageer sy vrou daarop, deur te sê, maar die voeltjie het eintlik nog die hele tyd gefluit. Jy het hom net nie gehoor nie. Net so werk God altyd
en oral. En moet ons net ingestel wees op hom. Soms deur die geluid van ons eie stem sagter te maak, minder te maak, stil te bly. En dan sal ons agterkom, ons hoor God makliker. Ons hoef nie te dink dat God net teenwoordig is, wanneer ons oor en oor lofprysing doen, en lank genoeg gesing het, en lank genoeg met God gepraat het nie. God is ook teenwoordig in die stiltes. En moet ons bewus raak daarvan, dat God dikwels in die stiltes tot ons fluister, saggies met ons praat. En daarom is dit so belangrik om net stil te word en te kan hoor, te kan onderskei, hoe dat God ook somtyds in die stiltes met ons praat. 'n Joernalis het by geleentheid vir moeder Teresa gevra, wat sê sy vir die Here wanneer sy bid? Niks, het sy geantwoord. Ek luister net. Maar wat sê God dan vir jou? Wou die joernalis weet. Ook niks nie. Hy luister ook, het sy geantwoord. En toe voeg sy by, as jy dit nie verstaan nie, kan ek jou dit nie verduidelik nie. Gebed, veral stil gebed, bly 'n misterie. Dis daai gebed wat ons bid wanneer ons net in God se teenwoordigheid wil gaan sit. Amper soos twee jong verliefdes wat nie nodig het om met mekaar te praat nie, wat net in mekaar se teenwoordigheid sit en dis vir beide van die man en die vrou genoeg voldoende. So is 'n stil gebed, 'n wonderlike gebed waar ons net tot stilte, tot rus kom, somme net in God se teenwoordigheid wil wees. Die tweede gebed wat ons nie dikwels bid nie, is die gebed wat ons harte breek. Dis 'n gevaarlike soort gebed, want dit raak 'n mens hier diep binne, soos die kinders sê, waar die disprin oplos. Iemand vertel dat hulle by geleentheid in die Rooikruis Hospitaal in die Kaap met 'n uitreik was. En elkeen van die jong mense wat deel van hierdie uitreik was, het op 'n stadium hierdie siek babetjies vasgehou. En toe die leier van die span moes bid, toe kon hy nie, want soos by elkeen van die jong mense, het die trane by hom ook gevloei. Hulle harte was gebreek om die gebrokenheid van hierdie wêreld in hulle hande vas te hou. Waar ander godsdienste gemotiveer word deur skuldgevoelens, deur vrees, deur hoop op beloning, word Christendom gemotiveer deur iets heel anders. Paulus sê dat die liefde van Christus ons dring. Jesus wou nie 'n godsdienst begin het nie. Hy het op 'n stadium gesê, hy soek nie mense se offers nie, maar hy soek 'n sagte hart. Hy soek deernis. Hy soek barmhartigheid. Ons kan net gedring word deur Jesus se liefde. Indien ons harte breek, soos Jesus se hart gebreek was, toe hy op 'n stadium na die skare wat hom gevolg het gekyk het, en hulle innig jammer gekry het. Liefde maak ons weerloos. En ons moet so naby aan mense wees, dat ons liefde vir hulle ons eintlik kan seermaak. Dat ons hulle nood en hulle gebrokenheid en hulle seer amper tasbaar kan aanvoel. Dan weet ons is naby genoeg aan ander mense om regtig te kan ervaar en te beleef wat iemand anders beleef. Besef ons regtig hoe lyk die nood rondom ons? Dis maklik om somtyds net by die nood verby te ry en
te sê, dank Vader, ek is nie daar nie. Ek is nie in hulle posisie nie. Het is maklik om somtyds net 'n bydrae te maak om die nood te verlig. Maar ons moet nie toelaat dat ons harte eelte omkry nie. Dat ons so afgestomp raak, dat ons nie meer kan huil oor die broosheid en die seer van hierdie wêreld nie. Die sanger Leonard Cohen het op 'n stadium 'n lied gesing waarin hy sê, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dit stem grootliks ooreen met wat Paulus in Korintiërs skryf en sê, ons is kleipotte wat maklik breek. En dis soms nodig dat daar krake in hierdie kleipot van Jan Fourie kom, sodat Christus se lig kan inskyn, en as Christus in my is, sy lig ook kan uitskyn na buitekant toe. Wanneer Jesus in die saligsprekinge sê, dat die wat treur, geseën sal wees, dan is dit eintlik die teenoorgestelde van om 'n hart te hê wat eelte om het. Ons harte moet sag wees, ons harte moet broos wees, ons harte moet kan breek oor die ellende wat rondom ons is. Die derde gebed wat ons nie dikwels bid nie, is die gebed om aan te meld vir diens. Daar's dinge wat ons vir God vra, maar as ons mooi daaroor nadink, dan is dit eintlik God wat dit vir ons kom vra. Ek lees nou weer die afgelope tyd in 'n boekie van iemand se getuienis van 'n klomp besigheidsmanne wat by mekaar gekom het om te bid, sommer vir die nood wat hulle elke dag sien. Hulle vertel toe vir mekaar van die vrou waarvan hulle gehoor het wat dit nie breed het nie en wie se motortjie gesteel is. En hierdie klomp besigheidsmanne het vurig gebid dat die vrou tog 'n ander motor moet kry en dat die Here sal voorsien. Niks het gebeur nie. Daar het toe nie 'n motor uit die hemel by haar opgedaag en gearriveer nie. Iemand wys toe die sakemanne daarop dat die Here dit waarskynlik op hulle harte geplaas het. Miskien omdat hulle die antwoord was op hierdie vrou se gebed. Na 'n paar minute het een van hierdie sakemanne, nadat hy beleef het hoe die Here met hom praat, aangebied om een van sy motors vir die vrou te gee. Daardie aand laat, toe die vrou die deur oopmaak en hierdie sleutel by hierdie man ontvang, het sy ervaar, haar gebed is verhoor deur iemand wat bereid was om aan God se wil gehoorsaam te wees. Dalk moet ons seker maak, wie se antwoord op gebed is ek en jy. Moeder Teresa het eenmal gesê, as jy vra hoekom is die kind voor jou honger, is dit waarskynlik omdat jy nog nie aan daardie kind kos voorsien het nie. Vriende, uit Jesus se lewe kom ons agter, daar's ook maar gebede wat hy gebid het, wat ons nie dikwels herhaal nie. Daai gebed van stilte, om net in ons Vader se teenwoordigheid te wees. Die gebed wat ons harte laat breek, omdat ons gekonfronteer word met die nood en die ellende van hierdie gebroke en stikkende wêreld. Daar's die gebed waar ek eintlik aanmeld vir diens, waar ek die antwoord word op my eie gebed, waar God vir my kom vra, Jan, wat het jy aan die situasie gedoen, wat jy nou voor my kom neerlê? Vriende, mag jou gebedslewe, ook hier aan die begin van 2021, vir jou regtige avontuur wees. Iets om na uit te sien. Daai alleentyd saam met God, daai stiltye saam met God,
Daai lofprysings, raserige tye saam met God. Daai tye waar jou hart breek, wanneer jy vir mense kom intree by hom. Tye waar jy sal kom sê, Here, ek steek my hand op, hier is ek, gebruik my as die antwoord op my eie gebed. Mag jou gebedslewe vir jou 'n stuk geestelike groei ook in hierdie jaar bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend bereik ons die hoogtepunt van ons week van gebed. Baie dankie Vader dat ons in hierdie week weer kon stilstaan by die Onse Vader gebed wat U vir ons as voorbeeld gegee het. Aan die begin van 2021 wil ons in die eerste plek net voor U kom staan in verwondering. U erken as ons Vader wat sorg. U loof en prys vir U verlossingswerk deur Jesus Christus. U eer vir U Gees wat ons leidsman is. Dankie dat ons hierdie vreemde, onbekende jaar wat voorlê vir U kan gee, totaal op alle vlakke van ons lewe. Ons besef ook, Here, dat ons in so onseker tyd waarin ons tans leef, die behoefte het om meer afhanklik van U te leef, om meer volgens U wil te leef, om meer op U te fokus en te besef wie U werklik is, die lewende, heilige God, wat lief is en omgee vir sy kinders. My gebed is regtig vanoggend dat elkeen van ons hier in Outeniqua Landgemeente en elkeen wat van waar ook al inluister, in 2021 meer en meer toegewyd aan U sal lewe, dat elkeen van ons verhouding met U sal versterk en dat ons ook meer tyd met U in gebed sal deurbring. Ek bid ook vir swaar kry mense, vir ons kinders en ons kleinkinders, vir verhoudings op alle vlakke, vir ons land en ons ekonomie, maar bo alles vir 'n sterker, intieme verhouding met U en 'n meer toegewyde, ernstige gebedslewe. Aan U al die eer, in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ons luister ten slotte na Andrea Bocelli en Celine Dion wat die pragtige lied sing The Prayer. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your light nel cuore resterà, and hold it in our heart. Ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When c'è, shadows fill our day, lead us to a place guide us with your
so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia una mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà. We ask that life be kind, desiderio che and watch us from above. Ognuno trovi amore. We hope it's all we'll find. Intorno e dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci Vriende, mag dit waar wees, die seënbede in Numeri 6, dat die Here sy aangesig oor jou sal laat skyn, dat hy jou sy vrede sal gee, en dat hy veral jou gebede sal verhoor. Amen.